Vandag gee ek jou die onverbloemde feite, die voordele en die ernstige nadele en bovenal wat om te doen en wat om te los met mense wat autisme het. Autisme is 'n lewenslange neurologiese ontwikkelingstoestand. Dit is nie 'n siekte nie. Dit is beslis nie 'n modewoord om as verskoning vir slegte gedrag te gebruik nie. Maar dit is 'n verandering in hoe 'n persoon se brein inligting verwerk. Van hoe hulle praat tot hoe hulle aanraking, lig en klank ervaar. So, wat beteken iemand is op die spektrum en hoe ernstig is dit? Die spektrum is nie 'n gemoedelike skuifbalkie nie. Daar's 'n baie wye verskeidenheid van funksioneringsvlakte. Kom ons sê Asperger syndroom is tradisionele gebruik vir die wat gemiddeld tot bogemiddelde intelligensie en goeie taalvaardighede het. Maar hulle het ernstige sosiale struikelblokke. Aan die ander kant is daar mense wat nooit selfstandig sal leef nie en wat 24 uur toesig nodig het. Maar maak nie 'n fout nie. Hierdie is 'n baie ernstige toestand. Vir sommige is dit 'n versteekte gestremdheid, vir ander is dit sigbaar en totaal ontwrigtend. Die realiteit is, hoe vroeër en hoe gouer jy dit aanvaar, kan jy dit daarmee saamlewe en dit bestuur. Nou daar is voordele. Hierdie mense is gewoonlik uiters lojaal en het 'n bitter wonderlike langtermyngeheue. Hulle vergeet nie gou nie, dis soos olifante. En hulle het 'n baie skerp oog vir detail. Die ander ding is, hulle is baie eerlik en hulle lieg byna nooit. Hulle is direk en deursigtig, maar aan die ander kant is die nadele net so werklik. Sosiale interaksie is vir hulle 'n vreemde taal. Veranderinge in hulle roetine veroorsaak dat hulle baie angstig word. Hulle het baie maklik sensoriese oorlading. Dit wil sê 'n ligte wat flikker, iemand wat hard aan hulle vat, 'n yskas wat gons en al daai tipe dinge kan hulle heeltemal uitfriek. Hulle lam lê, verlam. En dit kan veroorsaak dat hulle 'n meltdown het, 'n ineenstorting. Dis nie 'n gril nie, dit is 'n senuweestelsel wat onder baie ligte druk breek. Nou wat om nie te doen nie. En hierdie goed is nie onderhandelbaar nie. Moenie oogkontak afdwing nie. Dit is vir hulle ongemaklik, nie onbeskof nie. Moenie hulle sensoriese pyn afmaak as oorsensitiwiteit nie. As hulle sê dis te warm of die lig is te skerp, glo hulle maar. Moenie teen hulle praat asof hulle doof is nie. Selfs as hulle nie terugpraat nie. Hulle verstaan meer as wat jy dink. Moenie sê, maar jy lyk nie autisties nie. Dis onkundig en minagtend. Moenie hulle in situasies indwing waar hulle moet sosiaal interaktief wees met ander mense nie. Vir jou eie gerief gewoonlik nie. Hulle is nie 'n troeteldier wat jy kan uithaal om mee te spog nie. En moet hulle nooit straf vir 'n ineenstorting nie. Strafwerk is wreed. Struktuur is goed wat vir hulle werk. Nou daar is geen pil wat vir autisme genees nie of regmaak nie, want dis nie 'n infeksie nie. Medikasie word slegs gebruik vir bykomstige probleme wat saamkom, soos angstigheid, epileptiese aanvalle, ernstige slaapprobleme. Die enigste ware behandeling is konsekwente gedragsterapie, spraakterapie en baie streng roetines. Sonder struktuur val mense met autisme heeltemal uitmekaar uit. Kom ons maak dit duidelik. Autisme is nie 'n superkrag nie. Dis ook nie 'n ekskuus nie. Dis 'n daaglikse stryd. Veral vir die gesin wat hulle versorg. Jy hoef nie die wêreld te verander om hulle gemaklik te maak nie. Jy moet egter konsekwent wees. Jy moet duidelike grense stel. Jy moet verwag wat hulle kan gee, maar jy moet ook eerlik wees oor wat hulle nooit sal kan gee nie. Onthou, die spektrum is wyd,
Maar elke punt op daai spektrum verteenwoordig 'n mens wat binne jou samelewing moet funksioneer. Dis my boodskap vir die dag en ons praat binnekort weer. Totsiens.